wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. As jy vir jou kind 'n tydlose geskenk wil gee, koop vir hom of haar 'n persoonlike storiekas storie. Stuur vir ons 'n Instagram of Facebook boodskap en ons kom spoedig terug na jou toe. Ver ander kan die bopunt van die rivier, daar waar die water van die hoë berg afkom en in die groot rivier in die groot bos invloei, is daar 'n moeras. Die moeras lyk soos 'n groot vlak waterpan, waar die water nie eintlik vinnig vloei nie, soos in 'n rivier nie. Die water maak die grond papperige modder en mense en diere kan maklik daarin wegsink. 'n Moeras se ander naam is 'n vlei land en dis 'n gevaarlike plek om te wees, behalwe vir klein diertjies soos voeltjies en paddas en so aan, want hulle kan op die sagte grond en modder, takkies en dinge wat daarin dryf en rond lê, loop. Daar bly baie klein diertjies en insekte in die moeras, maar dis veral die paddas wat sommer lekker daar speel. Soms is daar slange wat ook deur die moeras swem. Hulle hou van paddas vang, maar van die paddas is baie sterk en het sommer lang, sterk tande en die slange is bang vir hulle. Een van die paddas is 'n Afrikaanse brulpadda en sy hou daarvan om vroeg in die oggend op die groot blare te sit en na die naaldekokers te kyk. Die naaldekokers het die mooiste kleure en as die son op hulle skyn, lyk dit soos liggies wat in hulle vlekkies dans. Hierdie brulpadda se naam is Talia brulpadda en sy hou daarvan om alleen in die groot moeras rond te swem en met al die voëls en goggas daar te gesels en na hulle stories te luister. Die moeras is 'n groot plek en Talia brulpadda kom nie altyd by al die plekke daar uit nie. Een oggend vroeg sien Talia brulpadda dat dit die vorige nag lekker gereën het en dat daar oral die mooiste groot waterdruppels op die waterlelie se blare lê en blink in die son. Die naaldekokers vlieg vinnig heen en weer en vang muskiete. Net toe kom Tinkie daaraan. Môre Talia brulpadda, ons het 'n krisis daar aan die boonste deel van die moeras. Ons het jou hulp nodig. Kwak, môre oom Tinkie. Dis lekker om oom te sien, maar wat bring oom hier by die moeras uit? Wat 'n krisis is daar? Kwak, Vra Talia. Ag jong, jakkals het laasnag uit die groot plat kliptronk ontsnap en wou daar aan die bopunt van die moeras deurhardloop om uit die groot bos te kom, maar hy kon nie, want hy het geweet hy sou wegsink in die modder. En toe hy begin honger raak, het hy vir Nico Klipspringer voorgelê. Hy wou hom vang en opeet, maar Nico Klipspringer is baie vinnig en rats. Maar wat die arme Nico nie gesien het nie, is dat jakkals hom in die moeras ingejaag het en nou sit Nico vas in die modder. En jakkals het gesien, hy sal nie vir Nico in die moeras kan vang nie. Toe hardloop hy weer verder. Niemand weet nou waar jakkals is nie, maar die krisis is, arme Nico sit vas in die modder en niemand kan hom daar uitkry nie. Dink jy sal kan help, Talia? Vra Tinkie. kwak, maar natuurlik sal ek help oom. Ek is 'n Afrikaanse brulpadda, want ek woon in Afrika. Oom kan mos sien, kwak, ek is groot en sterk en ek het lang, sterk tande. Kom ons gaan dadelik, kwak, Sê Talia brulpadda en spring van die takkie af waarop sy sit en begin swem. kwak. Oom moet net voor my uitvlieg, want ek weet nie waar is Nico nie, kwak. Ek sal bokant jou kop vlieg, dan kan jy mooi sien waarheen ek vlieg. Sê Tinkie en vlieg laag sodat Talia hom mooi kan sien. Gelukkig het Talia die groot moeras goed geken. Toe sy nog 'n klein paratjie was, het haar mamma en pappa haar gereeld gaan wys hoe dit in die ander dele van die moeras lyk en waar dit gevaarlik kan wees. Talia brulpadda swem en so nou en dan gee sy sommer so 'n lekker hoë sprong en dan swem sy weer. Later begin sy so 'n bietjie moeg raak. Hoe ver is dit nog, oom Tinkie, kwak? Vra Talia en gaan sit 'n bietjie op 'n groot lelieblaar. Dis darm nie meer so ver nie, raak jy moeg? Vra Tinkie. Nog nooit nie, oom, kwak. Ek rus net 'n bietjie sodat ek my asem kan ophou. As ek nou weer begin swem, gaan ek nie stop voordat ons vir Nico Klipspringer gered het nie, kwak. Sê Talia brulpadda dapper. Nou ja toe, kom ons beweeg verder.
Daardie arme Nico Klipspringer kan nie in die moeras swem nie. Ons sal nou met roer, sê Tinkie en begin weer aanvlieg. Nadat Talia nog 'n end geswem het, kom sy en Tinkie by die plek uit waar Nico Klipspringer met sy bene bo oor 'n takkie in die water lê. Hy is al baie moeg en weet nie wat om te doen nie. Ag, dankie tog, julle is hier. Dankie dat oom Tinkie my nie net hier gelos het nie, sê Nico Klipspringer baie dankbaar. Dis reg so, Nico. Nou hoef jy nie meer bekommerd te wees nie. Ek het vir Talia Brilpadda gaan roep. Sy is baie sterk en gaan jou help, sê Tinkie en gaan sit naby Nico op 'n takkie wat by die water uitsteek. Nico, kyk, hier is Talia Brilpadda. Sy het gekom om jou te help. Luister nou mooi wat sy vir jou gaan sê, sê Tinkie en wonder hoe Talia gaan maak om vir Nico te help. Kwak, môre Nico, moenie bekommerd wees nie. Jy is sommer nou hier uit die moeras. Kwak, sê Talia gerusstellend, want sy het klaar 'n plan. O, baie dankie. Die water is baie koud en vuil en ek wil net huis toe gaan. Ek dink my mamma soek al lankal na my. Dis nie lekker hier nie. kwak, ek weet, toe maar. Hou jy nou net mooi styf vas in daardie takkie waaroor jy lê. Ek gaan aan hierdie kant van die takkie vasbyt en dan trek ek jou na daardie oewer toe. Kwak, hou net vas, want as jy afval, kan jy in die modder wegsink. Kwak, Sê Talia en probeer weer vir Nico gerusstel. Goed, Talia, ek hou vas. Sê Nico en bewe van die koue water. Talia byt met haar skerp tande vas aan die takkie se een punt en begin trek. Gelukkig is Nico lig en daarom dryf hy en die takkie maklik bo op die water. Talia trek en trek. Sy skop met haar lang agterbene in die water en roei met haar voorpote. Sy kan voel sy raak 'n bietjie moeg, want al is Nico lig, is Talia nie so groot soos hy nie. En dit is moeilik, want soms haak die takkie vas aan blare en watergras. Talia, Sê Nico Klipspringertjie. ek raak nou moeg. Ek weet nie hoe lank ek nog so kan vashou aan die takkie nie. toe maar Nico, kwak. Ons is nou nie meer ver van die kant af nie. Dis nog net 'n klein entjie, kwak. Sê Talia Brilpadda. Hou vas, Nico, hou vas. Ek kan die oewer sien. Ons is nou baie naby. Nog net 'n klein entjie, dan is ons op droë grond. Moedig Tinkie vir Nico aan. Talia trek en trek so hard as sy kan. Maar o wee, net toe hulle naby die kant kom, sien Tinkie hoe 'n slang in die water inseil en reguit na Nico Klipspringer toe. Gaan weg, jou nare slang. Skreeu Tinkie. Jy vang nie vir Nico nie. En daar duik die kleine Tinkie reguit af op die slang en pik hom hard op sy kop met sy klein snaveltjie. Die slang probeer nog onder die water inglip, maar hy het nie vir Talia Brilpadda gesien nie. Talia laat die takkie waaraan Nico vashou vir 'n oomblik los en byt die slang hard aan sy lyf. Die slang het hom sleg misgis met Talia, want hy het haar glad nie eens gesien nie. En toe vlug die slang weg van hulle af. Talia gryp weer die takkie en swem die laaste entjie met Nico tot by die kant van die moeras. Nico Klipspringer is so bly dat hy met 'n boog uit die water spring en op die sagte droë gras te lande kom. O, baie dankie, Talia Brilpadda. Roep Nico Klipspringer bly uit. Jy het vandag my lewe gered. Jy's die dapperste Brilpadda wat ek nog ooit ontmoet het. Ag, kwak, dit was 'n groot plesier. Sê Talia en spring ook tot langs Nico op die groen gras. Kwak, ek is net bly ek kon help. Ek moet sê, as dit nie vir al die watergras en opdrifsels in die water was nie, was ons al lankal hier. Daardie goed hou 'n mens terug. Wat is opdrifsels, Talia? Vra Nico verleë. Opdrifsels is al die blare en stokke en takkies en watergras wat in die water dryf. 'n Mens kan dit nie mooi sien nie en dan haak dit vas om jou bene en jou arms. Kwak. Probeer Talia mooi verduidelik. Sjoe, ja. Hier's nog al baie opdrifsels in die moeras. Sê Nico, terwyl hy kan sien hoe erg sy bene nog bewe. Nou toe julle, ek moet nou weer gaan boodskappe aflewer. Nogmaals baie dankie dat jy vir Nico Klipspringer so mooi gehelp het, Talia. Ek gaan beslis vir koning Louis Leo vertel van jou heldedaad. Pas jouself nou mooi op, Nico, en hou jou oë oop vir daardie ou nare jakkals. Totsiens, Sê Tinkie en daar gaan hy alweer. Ja,
Nou toe, kwak, waar is jou huis? Vra Talia vir Nico. Darm nie ver hier vandaan nie, maar ek sal nou mooi kyk waar ek hardloop. Baie dankie Talia. Ek is so bly ek het jou ontmoet. Van nou af is jy my heldin, Sê Nico Klipspringer dankbaar. 'n regte egte brilpadda van die Groot Bos moeras. Wag, dit was 'n groot plesier, Nico, kwak. Nou moet jy versigtig wees, hoor, en onthou, ek is nie net 'n brilpadda nie, kwak. Ek is 'n Afrikaanse brilpadda en ons is die grootste brilpaddas met die sterkste en die grootste tande wat daar in die Groot Bos is, kwak. Ag, is dit nou nie 'n goeie einde vir die storie nie? Kan jy glo dat 'n klipspringertjie in 'n brilpadda nou sulke goeie vriende geword het? Kom ons kyk weer hoe mooi jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui. Dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Waarom het Nico Klipspringer in die moeras beland? Hier is die antwoord. Nico Klipspringer het in die moeras beland, want ou jakkals wou hom vang, en toe hardloop Nico in die moeras in. Hier is die tweede vraag. Watse soort padda is Talia brilpadda? Hier is die antwoord. Talia brilpadda is 'n Afrikaanse brilpadda, want sy woon in Afrika. Mooi geantwoord.